hier by my vandag 'n baie interessante jong man. Hy is betrokke by Amazon met 'n Z Missions en 'n kerel wat geroep is deur die Here om die ver Indiane lande daar in die Amazone woude onder andere die woord van die Here te bring. En hier by ons vandag verwelkom ek graag vir Arnold van der Spuy. Dankie Jan, lekker om te wees. Ja, is lekker om jou te sien en baie dankie dat jy hier is. Hoe kom jy daai swart ding om jou kop? Jan, daar's 'n stam, die Amawaka Indiane. En hulle dra dit so. Ja. Hulle het so 'n breë band, baie van die stamme in daai area. Dis nou oorspronklike hoofbedekking. En Ja. om so met die luisters dra ons so en met die lang hare. So ons wil maar alles word vir almal dat ons sommige kan gered kry. Dis hoekom ons so aanry. Fantasties man. Nou waar het dit alles begin? Hoe het dit gebeur dat jy betrokke geraak het by hierdie sending? Ja, ek was baie bevoorreg. My pa het ons gevat na sulke reddingsbyeenkomste. En Cliff Richard het daar getuig, sy tweede toer in Suid-Afrika. Ja. En ek het net onthou, en ek het op die ouderdom van 11, dat hierdie ou praat van die ware Jesus. En ek het kragtadig daar besef, ek is nie gered nie. Nou, dis skokkend, jy sit langs jou pa, hy's 'n NG Kerk dominee. Hy was 'n dominee. Ja. Snaaks hoeveel NG ouens se kinders verwilderd is en later radikaal omkeer. Ja. Dit het met jou ook gebeur. Wel, ek het op die ouderdom van 11, toe hoor ek Cliff Richard se getuienis. En ek weet, hierdie ou ken die ware Jesus. Maar my pa en ma sit langs my, jy weet, dominee en mevrou dominees. En ons is veronderstel om gered te wees. Jy moet gered wees. Ja. Jy's gered. Jy weet, nou sê my kop vir my, jy's gered, jy's alright. Toe hulle die altaar oproep doen. Maar my hart sê vir my, ek is gered. En ek weet het. En koue sweet tap my af. Ons was 3 aande, dat was verskriklik. Ek het nagmerries gehad van die hele nag. En ek kon nie opstaan, die derde aand soms weg, ek het nie opgestaan my hart vir die Here te gee, want my pa en ma sit langs my, ek kan nie opstaan. Dan sê ek moes nou afskiet wat hulle in my lewe gedoen het. En sekere dag of daarna in my kamer, die teenwoordigheid van die Here in my kamer gekom, in my slaapkamer. Ek het onmiddellik geweet, dis die wonderlikste onvoorwaardelike aanvaarding. Ek het op my knie gaan, ek het net begin sê Jesus, om te sê kom in toe, voel ek hoe hy in my inkom. Ek het letterlik ervaar dwars deur my hele liggaam. Dis nie in 71 gered op die ouderdom van 11. Fantasties. En toe op die ouderdom van 13 kyk ek in National Geographics en ek sien hierdie stamme wat deur wetenskaplikes bereik word, gevaarlike stamme. Jy weet nou al die tropiese oerwoude. En ek het nooit gelees wat Christene hulle bereik nie. Ek dog maar ons is die mense wat die ware God ken, die krag het. Hierdie ateïstiese wetenskaplikes gaan in na hierdie onbereikte stamme waar dit nou kamstig gevaarlik is. En ons gaan. En ek het net besef ons moet dit doen. Ek was geskeer in my hart. Ek het natuurlik God se hartklop gevoel. Hoe oud was jy toe? 13 jaar oud. 13. Ja, op die ouderdom van 33, 20 jaar later, Ja. het ek gegaan Suid-Amerika toe, is 20 jaar gelede, na 2013, Ja. en ek het nog nooit weer teruggekyk nie. Wat jy is na skool gedoen? Wel, 'n bietjie geswat, of soos sê, probeer swat, het gereis en gewerk hier en daar, oral iets gedoen van iets alles, bietjie toer geswerk alles, en uiteindelik al daardie vernuftighede het bymekaar gesit. Ja. En die mense sê vir my, waar het jy jou opleiding gekry? Wel, die weermag was ons beste opleiding, vir sendingwerk, so. Jy weet, hulle het jou geleer vasbyt en deurdruk, en ons was op die grens, werklike gevaar, my man is doodgeskiet en so. So ons het geleer van, wel as die regering jou oproep vir weermag, gaan almal, maar as die Here ons oproep, dan lyk my bitter min wat die guts het om te gaan. Wat het gemaak op 33 jaar dat jy besluit het nou? Ek het verveeld geraak met my ek het 'n klein toermaatskappy gehad met toerisme en alles, verveeld geraak. Selfe ou mense, al nie selfe mense, selfe groepe aan dieselfde plekke, en dit was regtig so vervelig. Jy sit met die oplossing, die krag van God in jou lewe. Op die ouderdom van 86 is ek radikaal verlos van bindinge in my lewe. Ek is op 85 my laat doop, ek glo die gelowige doop, soos die Bybel het sê. Bekeer jou, laat jou doop, en as jy die volle gawe in 86 die volle gawe van die Heilige Gees ontvang, krag van God. En natuurlik met al daai krag in jou, kan jy nie net meer aangaan normaal nie. Jy wil uitbult en doen wat God vir jou sê. Toe doen jy wat? Toe gaan ek op 33 met R600 op my naam, 1 jaar kaartjie Suid-Amerika toe en terug, en ek het nog nooit weer teruggekyk. Nou het jy gaan werk saam met ons of jou Ek het saam met YWAM gegaan. Ek was bietjie met YWAM, Youth with Mission, jeug met 'n sinne. Ja. En uiteindelik toe op my eie gegaan. Ek het besef dat
En daar is soveel werk. Die Amazon is 'n groot plek. Baie groot. En jy kan baie doen as jy uitbreek en kontak maak met stamme, met ander mense wat vir die Here werk. Hulle het almal hulp nodig. So ek gaan eintlik meer as hulp in. Ons bereik al mense. Het jy begin in Brazilië, het ek gelees, né? Ja, in Brazil. Ja, toe van Brazil het dit gegaan maar meer na Bolivia, toe Peru, Colombia en Venezuela. Sure. Kyk, die Amazone strek in 9 lande. Ja. Dit is 'n massief, die grootste oerwoud. So ons praat van 2000 by 3000 kilometer grootte. Dit is die grootste riviermassa in die wêreld. Tweede langste rivier naast die Nyl. So ons praat van 20% van die wêreld se varsvloeiende water is in daai kom. Sure. En daar kry jy etlike stamme wat nog glad nie eers deur ons beskawing bereik is nie. Ek meen Coca-Cola het hulle nog gebruik. As die Coca-Cola boring daar is, dan moet jy weet. Dan is hulle baie. Dat is wat my sê, ja. Sure. Maar dis 'n Spaanse wêreld. Ja, Brazil is Portugees en al die ander lande is Spaans. Meeste van hulle. En so, ek praat altyd laag opgetel. Dis maar soos Monopoly, weet, as jy iets wil leer speel of 'n computer game, jy wil leer speel, jy leer hom gou. Ja. Gaan met jou woordeboekie, leer gou die eerste name en begin hulle in te vleg. So jy praat Spaans? Ek praat Spaans, Portugees? Ja. Ja. En as jy nou moet kommunikeer met die Indiane en die mense daar? Hulle praat, meeste van hulle praat Spaans en Portugees. Daar is van al die kinders praat nou daai tale, so die kinders word die tolke vir die ouer geslag. So meeste stamme is al bereik. Daar stamme wat ek nou by was, so 'n paar jaar gelede, wat 5 jaar, nog net 5 jaar bereik was, maar hulle praat al Spaans en Portugees. Dit is verbaasend hoe vinnig hulle daai tale optel. So, die meeste is al bereik in die beskawing, maar daar is etlikes wat nog glad nie bereik is. En natuurlik is baie wat half bereik is deur die evangelie, weet iets van Jesus of van die Here af, maar hulle het nie eens Bybels nie. Ek het nou weer, toe ek laas in was, weer Bybels gevat vir die eerste keer van die Yanomami Indiane op die ewenaar, wat nog nooit gehad het. Nou, al het net dit reg gekry, het iets baie reg gekry. Nou, het ek juist die behoefte om jou te vra. Jy kom nou in 'n gebied, daar stamme en jy wil ouens bereik. Dis 'n onherbergsame wêreld. Dan klim jy in 'n kanoe, wat ook al jy ry ergens heen, hoe werk jou? Ja, jy kom by die groot stede uit soos Rio en dan gaan jy na kleiner plekke soos Porto Velho of Manaus, dis dorpe en stede op die riviere. Dan leer jy die mense ken van die pastore, die Christene gou-gou. Dit is verbaasend hoe vinnig jy met hulle vriende maak, hulle gees erken jou gees en van hulle is betrokke by die uitreiking of so, dan werk jy saam met hulle op. Hulle vat jy na Indiaanstamme wat jy voorstel aan ander Indiaanstamme. Dan raak dit nou al hoe minder en kleiner bootjies en canoes en so. En dan deel jy Bybels uit, Ja. praat met die mense. Ja, vat Bybel saam, bly met hulle. Partykeer gaan jag ons met hulle. Is dit? So jag, eet als van willevark tot willeaap. Dis nou al hierdie spiese en Al hierdie, ja, wat beide. kan jy jag met hierdie goed? Ek kan nie met hulle, ek kan met hulle skiet, maar ek het nog nie met hulle gejag nie, maar ek jag maar met 'n halsgeweer. Kijk, dit sit in hulle DNA met daai pyle te skiet en daai wolf te jag. En is daar vrug op jou werk? Ja, Jan, ek dink daar's geweldige vrug op die werk wat ons doen. Want as ek sien die ondersteuning wat van Suid-Afrika kry, mense wat bid en betrokke wil raak, ek het al studentespanne ingeneem wat uit hulle eie vir my gebel het en sê kom vat ons, en vat ek hulle in. En die mense lokaal daar aan die ander kant, ek meen ek was by stamme, as ons weggaan dan huil hulle, die Indiane huil. Dan besef jy my, hulle is dieper aangeraak as wat 'n mens besef het. Jy weet, dis of jy geskeer word van dit. So ons sukses word nie gemeet in getalle nie, in nommers, maar in kwaliteit. Ja. En ek dink nie ons besef die kwaliteit wat God bereik deur bereidwilligheid nie. Al wat hy wil hê is net wees bereid om te gaan. Ja. Dit is fantasties, maar jy steun baie sterk by Heilige Gees neem ek aan. Ja, Jan, die Heilige Gees is die Here. Ja. Dis die een God wat ons dien. Hy is binne in ons. En hy wil deur ons asemhaal en praat. Hy het ons beset. En dis wonderlik want oral waar mens gaan, gebeur dinge op die regte tyd op die regte plek. Daar is sukses buite die probleme en moeilikhede wat ons het. En 'n mens sien daai goue lyntjie dwars deur jou lewe dat die Here jou dra, ten spyte van menslike swakhede. Maar jy het ook hulp nodig van gewone ouens hier in Suid-Afrika? Ja, nee, die hulp wat ek kry is mense wat vir ou bid, mense wat saam wil kom. Ek sê altyd vir hulle, I promise to take you in, but not to get you out. En mense wat enigiets wil gee,
of mense wat finansiëel geroep is om te ondersteun. Ja. Al daardie help vir ons, Ja. dat ons dieper ingaan. Bewustheid, selfs die mense wat bid, net groepe wat bid, die gebed is die kragtigste ondersteuning. Ja. As mense bid vir, daar stamme soos die Alvira, die Mashkopiere wat nog nooit bereik is nie. Die ou skiet 'n ou sulke pyle. Hierdie is van 'n bamboespunt gemaak. As hy vlam geskerp gesny is, kan jy jou hare sny met toefel. Ja. Antropoloog, paar jaar gelede, dwars is haar dood. Hy is nie meer met ons nie. Sure. Hulle naburige Indiaanstamme kan nie eens by hulle uitkom nie. So onbereik is hierdie groepe. Ons beweeg in hulle gebiede. En as mense bid in ons land of oor die wêreld, bid dat hierdie mense bereik word, kan God deure oopmaak. Want gebed is die instrument wat daai doen. Hoeveel stamme dink jy is daar wat nog nie bereik is nie? As ek nou vir moet sê in die 20 jaar wat ek daar werk, dink ek daar's ten minste so 6 of 7 wat nog glad nie deur die beskawing bereik is nie. Sure. Dis min. Dit lyk my dat die aftelling is besig om plaas te vind. Jesus sê, kom terug, wanneer almal bereik is. Maar daar's meer stamme, sê maar so 20 wat nog nie eintlik deur die evangelie om iets van Jesus weet. Dan sal mens sê, uit 200 stamme, weet 180 al van die beskawing, en iets van die Here af. Al was dit nou deur 'n ander leefstelling of wat ook al, maar hulle weet iets van die Here af. Wat is die grootste weerstand teen die evangelie? Wat maak dat hulle nie wil hoor nie? Joh, hoor nie. Jan, dis interessant. Daar's basies 5 of 6 groepe. Ek gaan vir jou noem. Jy kry paramilitêre magte wat of aan die druglord se kant veg of aan die regering. Hang af wie die meeste betaal. Weet wat ek nou sê, stel ek my naam op die lys, maar ek gee nie om nie. En dan kry die druglord, die aan vir die kokaine vervaardig in die Amazone. As jy in hulle gebied kom, is jy gevaar. Jy's 'n oorgetuienis van kriminele dade. Hulle kan vir jou doodskiet, hulle kan vir jou gevange neem of jy moet maak dat jy wegkom. En dan is daar regeringsmagte wat korrup is. Ek gee nie om enige regering ergens in die wêreld is daar iemand wat vals is. Nie een van ons is volmaak. En as daar baie geld in iets is, dan word geld onder die tafel geskuif en sekere wette word verbuig. En dan is daar instansies wat nou eintlik daar is om die Indiane te beskerm, maar hulle raak ook korrup omdat die geld baie is. En ek meen van my vriende wat jarelang mediese dokters ingeneem het, die Indiane wat so ver af is te help, hulle is nou verbied om die mediese dokters in te vat. En toe sê hulle vir hierdie regeringsinstansie, Indiaanse regeringsinstansie, hoekom toe sê hulle, daar's geen rede nie, toe sê hulle, so julle gee nie om as die Indiane doodgaan, toe sê hulle, ja, ons gee nie om. Koue harde antwoord, met ander, daar's een of ander bedryf daar, in die oor wat agter die bome wat plaasvind dat niemand van wil weet nie, of van mag wat weet nie, en hulle gee nie om wat met die Indiane gebeur nie. Daar's etlike gevalle, mondelingse vertelling wat ek gehoor het van Indiane wat afgemaai was met masjiengeweer, omdat hulle in die pad was en hulle die mense geskiet het met hulle pyl. En dit gebeur deur al die eeue. Wat is die grootste gevare en uitdagings vir jou as sendeling, as ek dit so kan noem, gestuurde van die Here? Jan, behalwe nou, jy weet hierdie daar's tropiese siektes. Ek het nou net hier met deng teruggekom. Hulle noem dit deng of dengue. Ja. Dis 'n virus wat 'n muskiet dra, dis 'n tipe van 'n griepvirus, maar hy kom net met 'n muskiet voor. En dan is daar ander tropies soos diarree of malaria. Ons het gelukkig die 2 swakste tipe malarias in die Amazone. Dis nie die cerebraal ene nie, so dis 'n tipe van 'n kroniese ene. En dan staan daar's elektriese palings. Jy kan doodgeskop word met elektriese paling. En jy het 'n piranha saamgebring. Ja, die regte piranha. Dis nou 'n piranha, nou hy kan jou opvreet binne 'n paar minute. Ja, gelukkig nie een van my, maar hulle werk saam in spanne. Hulle weet wat eendag mag. Sure. En hulle kan in 'n paar minute van jou weer af. So jy was al in lewensgevaar ook, neem ek aan. Ja, ek dink baie in lewensgevaar fisies in die oorwit, maar die grootste gevare is dat daar is wette wat dit vir ons verhoed of moeilik maak om in te gaan. En ons moet baie keer ondergronds ingaan. Die Engelse woord is covert. Ja. En dit is maar, jy word maar 'n rukkie vir die Here. Sure. Wat dit baie interessant maak. Maar 'n mens word nederig en klein, want as jy nie die Here het nie, en as hy jou nie help, dan gaan jy dit nie maak. Ja. Maar dan kom jy so nou na Suid-Afrika toe. Ja, ek probeer meer as 50% van my tyd in Suid-Amerika te wees en dan minder in Suid-Afrika. Ja. Die terugkom is baie belangrik om terugvoer te gee. Ja. Mense nooi my uit skole
kinders steek hulle hande op, 3/4 kom tot bekeer vir Jesus. Oh, Hulle is ook die regte Jesus, die een wat die kragtige een is. Ja. Ek het al vir sataniste uitgedaag in die skool, kom uit. As hy so stilte, dan voel hulle die krag van God, dan kom hulle tot bekeer. Weet jy, 'n kind soek iets wat werk. Hy soek, ek was opgehaal deur Indiaanse stamme. Een van hulle 'n paar pyle in my keel opgehaal. Sure. Dis 'n ander storie. Sure. En die herinnering met my was daai dag en was ek hier terug nie. Was deur gangs aangeval en Jan, in die naam van Jesus het ek gesien dat die krag van God val. Die mag laat mense skud soos blare om my. Gangs in Hilbra, gangs in Kaapstad. In Rio de Janeiro was ek met 'n mes opgehou. Ek het hom gebind in die naam van Jesus. Die ou begin skree of hy in die helse vuur was. Ek het hom man alleen na die polisie gevat. Mense dink dis 'n storie, dis regtig. Dis regtig. God se krag is eg. En daai krag het my 7 keer ten minste al van die dood gered. Of in die wilde oerwoud of in gangs in ons eie land. Gaan wonder jy dra daai T-shirt, Jesus, Satan's greatest nightmare. Ja, ek het regtig vir die Here gebid so al lank gelede, sê maar 20 jaar gelede, vir die Here gevra. Ek wil 'n T-shirt maak wat so kragtig is, wat regtig sê soos dit. Ek het gebid en dit het die Here vir my gegee. Sê vir hulle. Kyk, hier is nie 'n persoon se naam op. Niemand kan aanstoot nie. Hierdie is 'n oorlog wat gewen was deur Jesus teen die magte van die bose. En ek verklaar dit en mense is al gered met T-shirt en die straat het my gestop. Lei ons hulle daar na Jesus. Die salwing is nie. Pragtig man. Jy is oorgegee die Here, dit is wonderlik. So asseblief raak betrokke by Amazon Missions. Bid vir hierdie man Arnold, bid vir sy werk. Ondersteun hom. Skakel in, gaan kyk daar by sy webtuiste amazonmissions.com of nooi hom uit om met julle te kom gesels en om sy wedervarings te deel. Sy e-posadres is amazonmissions@gmail.com of jy kan hom ook bel by 07422732224, maar sal dit op die skerm na die tyd sit. En dan is jy ook 'n sanger. Ja. En jy sing van die evangelie van Jesus. Jy sing in Spaans en in Zulu ook, Portugees. En in Portugees en in Afrikaans. Ja, dit is baie lekker. Dit is wonderlik. Speel jy gitaar? Ja, ek speel gitaar en ek sing. En dis liedjies wat die Here vir my deur die jaar gegee het. Elke liedjie het 'n geskiedenis agter. Dit het nie sommer net gebeur. Ja. Daar's 'n diepte. Daar's 'n rede hoekom hy gebore was. Ek kan elke liedjie vir jou 'n storie vertel. Pragtig. So dit was uit die gees gebore. Dit was uit 'n noodsituasie of 'n krisis of iets wat wonderliks gebeur het. Ja. So dis gesalfde liedjies en die Here het dit vir my gegee en ek het vir die Here altyd gebid, Here asseblief, kan ek net hierdie goed verguld vir ewig. Dit op 'n CD of 'n plaat sit. En ek dank God dat ek 2 kon maak. Hulle is daar vir ewig en mense sê vir my hulle was gered op van daai liedjies toe hulle geluister het. Wonderlik. So dis 'n instrument wat mense kan koop en uitstuur, uitgee of self gebruik. Ou sê as op die landpad ry, hou hulle daarvan om dit te luister want elke liedjie se storie wat vertel word en hulle hou van daai. Waar koop jy, is dit by jou? Hulle moet maar persoonlik by my, hulle moet my nooi. Kom op. Dis ongelukkig nie op die rakkie. Dit sal 'n bietjie lank vat om dit op die rak te kry, maar hulle nooi my persoonlik en hulle kan my die T-shirt ook. Ek het honderde van die goed en al die groot. Ja, sy kry 'n TM, bestel hom daai Jesus Satan's Greatest Nightmare of van hierdie pragtige produkte en luister, ek het geluister daarna, hy sing baie mooi en as sal hom op, soos hy sê, dit word gedra met die krag van die Heilige Gees en dis baie besonders en julle kan hierdie 2 Despierta beteken word wakker vir Jesus, wake up en julle kan daar dit wen of hierdie ene soos julle weet, julle SMS net in boodskapie in, geef vir ons die antwoord, sê net vir ons, wat is die naam van die sending waarby Arnold van der Spy betrokke is? Alright, maklik genoeg en SMS dit dan asseblief aan 0728906634. Jy sal dit ook op die skerm kry. Dit was verskriklik lekker om met jou te praat so ver. Wat is jou toekomsdrome nog? Is daar dinge op jou hart? Ja, ek gaan voortgaan met hierdie sending.
Ek dink nie daar's iets anders wat kan vervang in my eie lewe. Hy loop alleen, jy is nie getroud of Ja, so. ja, nee, ek is nie getroud, nog nooit Jy getroud. is soos Paulus. Nee, ek is nie soos Paulus. Nee, glad nie. Nee, ek moet eerlikwaar sê, die Here het my goed gemaak. Nee, ek sal graag nog wil trou. So ek kyk nog uit. Dit weet nooit. Dis belangrik want ek gaan nog 'n nageslag bou. Pragtig. Ja. Nee, Hoe oud jy nou so? Ek is 53. Ja. Nou ja, kyk nou, is nooit te laat nie. Ja, nee. Jy lyk baie jong, mens kan sien, jy het nou nie 'n vrou gehad wat jou energie getap het nie. Ek speel so met ons grapie vir die dames hoor. Ja, nee, pragtig. So jy lyk aan 53. Ja. Nee, ek het al vriendinne gehad en so, maar ek bid nou ernstig. Ja, die Here sal Maar ek is 'n jong vrou. Ek is jammer, ek is 'n jong vrou. Ja, nee, ek is nog jong. Weet dit dan waar ook. Maar ons is nog 'n jong vrou. Maar waar gaan jy nou as jy nou 'n vrou kry, haar kan saamvat daar na die Amazone toe? Nou, jy weet Jan, die bediening op die oomblik so uitgebrei in ons land dat ek bereik nou baie van ons eie mense in ons land. Ja, dis waar. En dit hits en stig kinders van God om aan die brand te raak. Ja. Baie kinders van God besef nie die krag wat jy en ek in ons het nie. Ons het 'n geweldige krag, mense. En dis die opstandingskrag en ek het dit nooit besef vir jare. Totdat God my in onmoontlike situasies gedruk het en ek moes op die naam van die Here roep. Kliphard. Toe sien ek die krag van God. Dan kom ek op. So, jy weet hierdie tipe bediening is om juist kinders van die Here te mobiliseer. Sê maar jy het, jy kan dit doen. Jy kan die Bybel in 'n onbereikte gebied invat. Hoekom nie? Wie moet jou kwalifiseer? Jy hoef nie jare te gaan studeer af. Dis 'n eenvoudige kursus. Koop 'n Bybel en vat hom. Jy weet? So dit is ek glo die bediening hardloop in die rigting dat dit baie van ons mense gaan aanraak in ons eie land. Ek het al in Nieu-Seeland en Kanada gaan praat en mense van daar af is ook betrokke. So ek het gesien dat baie Christene sit vasgevang met allerlei vrese en onkundighede en dis nie waar nie. En selfs leerstellings wat hulle gesoek het of jy weet knie altyd. Daar's leerstellings mense vandag in die wonderlikste kerk wat ook nie akkuraat is. En dit kan 'n ou terugtrek in wind. Maar Jesus het vir jou gesê gaan, hierdie krag. Jy kan dit geniet, 'n avontuurlike lewe hê met God. 'n Christelike lewe is 'n avontuurlike lewe, broer. Dis nie 'n suur saai. Maar as jy nou so in die woude alleen is en so, dis nie baie eensaam met ek. Ja. Dit raak baie eensaam, maar ek werk saam met Indiaanspanne of met ander Christene. Ek het baie vriende gemaak, Peruaners of Brasiliane of Colombiane en ons werk in spanne saam. So ek werk nooit man alleen. Ek gaan altyd met 2 of 3 saam. Ek is altyd met 'n groepie, so eintlik is dit dan nie so. Nou wanneer gaan jy nou weer oor? Jan, ek beplan nou weer by Oktober, November oor te gaan. En in hierdie stuk wat ek nou hier is, praat ek rond in die land. Veral in die Limpopo, Mpumalanga, Gauteng. Ja, so asseblief neem kennis en nooi vir Arnold om lekker te kom gesels met julle. Julle kan sien hy is iemand met charisma, maar nou nie soos 'n vleeslike charisma nie, maar soos 'n geestelike charisma, dat hy die Heilige Gees het en dat hy absoluut geroepe is. Jy het ook gewerk saam met die Good News en gesien in Peru. Ja, dis reg. Hulle noem hulle self Buenas Nuevas. Ja. Goeie nuus. Ja. Hulle is verband aan gospel recordings. En wat hulle doen is hulle gaan na stamme om hulle tale op te neem op kassetbandjies. Ja. En dan word dit nou op 'n plaat of wat ook al gesit, dan word dit vir hulle weer verskaf. Kan die evangelie of hulle eie stories met een van hulle mense wat hulle eie taal praat. Ja. Dit hoor. Goed, En wat ek dan doen is ek help vir hulle om van hulle materiaal in te neem. Ja. In gebiede wat hulle nou nie kan kom nie of nie tyd het om te kom. So mense word maar baie keer 'n koerier ook. Ja. Jy doen die maksimum en die minimum tyd. God se instrument, beskikbaar om gebruik te word, waar en hoe die Here besluit om dit te doen. Dit was so 'n voorreg om jou te gesels. Mag die Here jou seën met jy doen. En dankie dat jy gestuurd is en dat jy gehoorsaam is. Ek wil net 'n kort gebed saam met julle bid. Dankie. Here, dit is so voorreg om met Arnold te gesels. Dankie vir sy bediening, Here. Dankie dat jy hom geroep het en dat hy hom seën, dat hy deur hom die kragtige evangelie van Jesus se verlossing vir mense bring, ook daar in die Amazone. Hou die hand oor hom, beskerm hom, seën hom, Here, word verheerlik deur hom in Jesus se naam. Amen. Skakel gerus vir Arnold.